Goeiemôre. Dankie. Ehm, is hy reg? Kan jy my hoor daar agter? Goed. Praat maar met Marco. Hy weet hoe om hom te stel. Baie welkom in die kerk. Dit is vir my goed om hier te wees. Ek het mos baie jare net oorkant gebly. En dit voel vir my as ek hier kom soos 'n reünie. Al die ou gesigte en dan is daar nuwe ou gesigte. Toe ek nou hier opstap, is François Nicolien, toe stop hulle my môre dominee. Nou weet ek ken hulle eintlik goed, maar ek weet nie van waar. Ek het hulle getrou. Nou ja, dit was baie jare terug, toe het ek nog bietjie hare gehad. Maar so tel mens mense op en weer aan 'n pad en hier voor sit die, ek weet nie hoe moet ek dit nou noem nie, die veearts-streep apteker van Ventersdorp. Sy pa is die veearts en hy is die apteker. Ek is nog reg, né? So daai deel van my geheue is nog dit is vir my goed om hier te wees. Dis nie vir my goed om in hierdie omstandighede hier te wees nie. 'n Mens wil nie regtig op ander mense se teespoed teer nie. Maar dis nou maar hoe ek my preekbeurte inkry en myself in oefening in my brein aan die gang hou. Daar was 'n eerwaarde Esterhuizen. Hy was 'n sendeling van die kerk in Soweto. En die blanke dominees in Johannesburg het hom vreeslik misbruik vir preekbeurte. So as hulle wil weggaan, dan bel hulle vir oom Essie. Dan kom preek oom Essie. En so was daar 'n dominee Koenie Mouton wat verskriklik spitsvondig was en goed kon sê wat ons ander nie kan sê nie. En toe gaan besoek, nou som Essie is in die hospitaal, om dominee Koenie gaan besoek hom. En sy het gesê, broer Essie, ons as dominees het mekaar so aangespreek in daai tye. 'n Broer, ek sal sê broer Willem, kan ek vir u bid? Dan sal hy antwoord, asseblief broer Terrence. Dit is daarom gelukkig is daar 'n paar woorde uitgelees daar uitge. Toe sê hy nee, asseblief broer Koenie, toe bid dominee Koenie vir hom so. Here, hier lê ons ou spaarwiel. Maak hom tog reg. Amen. Nou ek is die spaarwiel. Ek is die spaarwiel. Ander opmerking net vinnig. Heel party van mense het iets te sê gehad oor hoe ek aangetrek is vanoggend. Hoekom is jy so netjies aangetrek? Want ek kan. Want ek kan. Ek wil die vryheid wat ek in Christus het, maak dat ek so kan aantrek of soos julle. Ek sal 'n punt maak om as ek weer kom soos julle aan te trek, maar ek kan so aantrek en daarom het ek dit vanoggend so gedoen. Madeleine, daar's nou net een ding, as ons by die preek kom, hoe skuif ons die skyfies? Ek of julle? Julle, okay, right. Ek is nog net my kop by mekaar hou. Fotum seën groet, lofliedere en dan gaan ons doop. Kom ons word stil voor die Here. En ek wil vra, word stil in jou gemoed. Julle weet net so goed soos ek dat die tyd wat dalk die spanningsvolste in 'n huis is, 'n Sondag, huise wat gereeld kerk toe gaan nog, 'n Sondagoggend voor kerk. Ma, waar is my bel? As jy nie nou kom nie, is ons laat. En dan kom sit jy hier en dan is jy nou nie reg nie. En dan jy dalk intussen ook op pad dat jy dalk by die rapport verkopertjie verbygery wat ek elke slag doen daar op die hoek van Parys en Strydom. En dan jy nou die koerant opskrifte ook gesien en dan jy nog meer. Ek kan nie sê hoe ek regtig dink jy is, maar jy's nie meer wat jy was nie. So kom, daar waar jy sit voor ek die foto met die seëngroet doen, word stil. Vra die Here om die geraas in jou kop weg te vat sodat jy sy woord wat na hom jou toe gaan kom wel kan hoor. Kom ek gee vir julle kans om stil te word.
Here, by U is die fontein van die lewe. In U lig sien ons die lig. Amen. Gemeente, genade vir julle en vrede. Dit kom van God die Vader, van Jesus die Here wat vir jou gesterf het en opgestaan het, en mag die Heilige Gees wat in ons almal woon, dit in julle lewe ryk maak en laat vrug dra. Kom ons sing. Ek tog, julle praat die hele week met my, 'n voor Kom ons bid saam. Here onse God, ons het al so baie gekry by U vanoggend. Die lewe, 'n gemeente, 'n land waarin ons in vryheid U kan aanbid. Die wil om te kom, ons erken ook dit kom van U af. Stemme om U lof te sing, en ons die aanskoulike onderwys van die doop gekry. Hoe U kom wys, hoe U beloftes maak en hoe U beslag lê op ons lewens. Maar Here, ons kan eintlik maar amen sê en huis toe gaan. Maar dankie dat ons kan uitsien na nog, na die woord, en dat U met ons sal kom praat vanoggend. Ek wil vra, kom doen dit nou vir ons. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Lukas 24, ons lees vanaf vers 13 af. Dis nou nog op opstandingssondag. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om te herken. Hy vra hulle toe: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom: "Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat die afgelope paar dae daar gebeur het nie?" Hy vra vir hulle: "Watter dinge?" Hulle antwoord hom: "Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het en hom vir dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit huis wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit nou al die 3de dag van dat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle verskyning gesien het van engele wat gesê het, hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hulle het hom nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle: "Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?" Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat hom betrek het, vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waar hy op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê: "Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby."
Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en het hom herken. Maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 van die ander mense bymekaar. En die sê, die Here het regtig opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Ons lees tot sover. Ek het as 'n tema vir die preek, ek het hom verander halfpad deur die week. Eerste tema wat ek geformuleer het was Jesus saam met ons op reis. En toe het ek hom verander na en hulle het hom herken. Nou julle sal as jy deur die preek luister kan hoor ek kom maar by enige een van twee woorde. Dit maak nie regte saak nie. Ek wil agter begin by die laaste versie wat ek gelees het. By Jerusalem. Toe hulle terug is, ons kry hulle waar hulle wegloop teleurgestel. En dan eindig hierdie storie by hulle wat ons het die Here gesien. Ons het vertel hulle. Dis waar ons wil eindig. Nie waar ons met bekommerde gesigte staan en oor alles wonder en top nie. Maar goed, wat het gebeur van die oggend dat hulle met bekommerde gesigte verloop het? Na die aand toe wil ek sê ons het die Here gesien. Goed, wys jy maar die volgende skyfie. Hierdie ding begin met 'n gewone reis. 'n Gewone reis. Ons moet die details word nogal vir ons gegee. Daar was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 km van Jerusalem af. Nou waar's 12 km? Nou ek onthou baie goed. Ek moes nou hier gebly en ek ry fiets. Nou as jy hier wegry en jy gaan daar nou hierso deur die gevaarlike strate uit, as jy dit oorleef en jy vat die ideaal. As jy so daar by die Almie verby is, so daar by die eerste groot kragdrade oor die pad gaan, dis 12 km. So hulle was omtrent te voet op so 'n reis. Hoekom? Hoekom het hulle die reis aangepak? Dis 'n gewone reis. Besigheid is klaar in Jerusalem. Hulle was daar vir die fees en die dinge het nou nie gewerk. So hier is 'n gewone reis. Hulle gaan huis toe om hulle gewone lewe te hervat. En dit dink ek as jy dalk iets wil beleef van om die Here te herken en saam met hom op reis te wees, moet jy verstaan dat God se reise begin by gewone reis. Gewoon soos jy wat in die oggend werk toe ry. Jy wat dalk uitry plaas. Jy wat dalk die kinders by die skool moet gaan aflaai. Wat dalk saam met jou kinders met sport toe ry of wat ook al. En uit gewone reise wat besondere reise word, kan ons ook dan gaan God se groot stories begin by klein mense. Byvoorbeeld van hierdie twee ons verneem so te loops, die een ou se naam is Kleopas. Ons weet nie wat sy ander een se naam nie. Ons weet nie eens wat is die ander een se geslag nie. Waarskynlik was hulle al twee mans, van die vrouens was nog nie eintlik toegelaat daai tye nie. Gewone ouens en nou weet ons dat uit die einde van die storie, dis hoekom ek daar begin het. As 'n storie so eindig, dan moet daar iets gebeur intussen. En dit is wat ek vir jou wil weet. Jy's 'n gewone mens. Jy bly jy kom nooit in die nuus nie. Jy weet nie of jou pensioen gaan hou nie. Jy weet nie of jy wat ook al die bekommernis is. Jy's 'n gewone mensie wat gewone reise onderneem, waarskynlik met 'n ou kar. Maar daar's vir jou, jy moet wakker wees. Want hierdie storie sê vir ons dat die Here se reise begin met gewone reise van gewone mense. Wees bedag daarop dat die Here
by jou kan kom stil staan. Goed, volgende skyfie. Goed, en daar loop hulle en hulle praat. Hulle het met mekaar geloop praat oor al hierdie dinge wat gebeur. Jy kan mos nou dink. Wel, uit ons tyd. Ek dink 'n baie kom ons sê daar's vanaand 'n braai by die kerk, ons kry mekaar hier. En dan gaan ons dan ons dalk was jong. Ek het nou wel hier gekom, maar as jy by my wil kom, jy moenie meer vir my by my huis kom kuier nie, want Hermanstraat is 'n donga. Dis regtig. So sal ons praat, jy praat oor die dinge wat jou pla. En ons sal praat oor of Zuma gaan staan of nie. En ons gaan ons bloeddruk opjaag in die proses en niks verander kry nie. Maar hulle praat oor die goed wat op hulle harte is. Goed. Hulle loop en praat en Jesus kom by. Hy loop eers saam en luister. Hy kom nie van ver af en groet. Hy stel homself bekend. Hy kom sommer so, as jy weer sien is hier nog iemand by in hierdie gesprek. En hier is iets wat vir my belangrik is. Hulle het 'n tweegesprek gehad, né? 'n dialoog, soos ons met mekaar praat. Toe skielik word hierdie tweegesprek 'n driegesprek. En dit moet ons onthou. Die Here kom en hy maak twee mense wat praat, maak hy 'n driegesprek. En ons twee gesprekke, want ons is nou ook min of meer in 'n tweegesprek, alhoewel ek die meeste praat, ook hierdie tweegesprek moet 'n driegesprek word, omdat daar iemand is wat saamkom stap. Iemand wat loop en luister, na Liederpark se gemeente, wat loop en luister dat jy bekommerd is met Dominee Willem, wat hoor hoe wonder julle, ek het gehoor hoe Des sê, maar ons gaan aan, ja, as so iets gebeur, ek het dit nog nie gehoor nie, maar die grapevine stories raak baie erg. Van hoe gemeente is al in mekaar geval, hulle bestaan vandag nog, maar dit is die stories wat gebeur, en julle moet weet, dis nie net 'n saak vir dat die Here belangste 'n gemeente bestuur hierdie goed en julle saam dit doen. Dit word 'n driegesprek. Hy is betrokke in hierdie gesprek met julle. Ja, en dan ook wat ek hieroor wil sê is, en dis belangrik. Hier sit baie mense alleen in die kerk. Lyk vir my ouer dalk al 'n weduwee of 'n weduwnaar. Ons is eensaam. Mense is baie eensaam. Nou ek het 'n swaar verloor in COVID. My suster bly nou daar in Hartenbos. Ek kan nou die dag praat met haar. Dis ek sukkel met die alleenheid. En dis goed waarmee jy kan identifiseer. Baie mense sê vir my, ek is alleen, maar ek is nie eensaam. Nou daar is regtig 'n groot verskil. Maar ek wil volgens jou sê, eensaam is ook saam. Eensaam is ook saam. So as jy eensaam is met jouself, dan kom daar ook 'n verdere persoon wat tot daardie gesprek toetree. En dan, dit beteken 'n mens moet altyd die derde persoon in ag neem, as jy met hierdie goed besig is. Die gemeente moet, as ons praat oor Willem se aftrede, 'n volgende beroep, Willem se gesondheid, die gemeente se pad vorentoe, moet jy die derde een in ag neem. En ons doen dit baie onder mekaar. Jy weet mos as jy aankom en die mense praat en as jy sien dan raak hulle stil, dan weet jy mos nou waaroor praat hulle. Ek weet toe ek klein was, maar toe my kinders klein was, as jy nou gepraat het goed wat die kinders nog nie van moet hoor nie, wat doen jy as jy sien die kinders kom, jy begin Engels praat? Nee, ja, jy begin Engels praat. En dan dink jy, wel, my maat van my gesê, ek kan dit nie onthou sê. Toe hulle eendag Engels sê,
I understand English. Ja, maar as jy nou net huis toe vat, as die Here Jesus saam met ons op 'n reis gaan, dan word dit 'n 3 gesprek. En dit moet neerslag vind, dink ek, in die gemeente in alles dat 'n ou, wat sê die derde? Want die derde is nie sommer enige een. Die derde is die eienaar. Ja, ek weet, die Kaapstad Transport is op die naam van die kerkraad, ek dink dat hy seker daar iewers moet wys, maar die eienaar is die Here, en daarom moet hy in ag geneem in jou lewe en jou beplan, maar ook in ons saamwees in 'n gemeente wat ons glo die Here het ook beskik dat hy hier moet wees en dat julle moet deel wees van. Volgende skryf. Goed, 2 word 3. En toe gaan staan hulle. Toe gaan staan hulle. En Jesus gaan staan by hulle. En dit is vir my die belangrike wat ons hier moet raak. En met somber gesigte gaan hulle staan. En Jesus gaan staan. Hy loop nie aan en dan kyk hy om en dan sien hy vir hulle en dan vra hy nou en dan kom hy nou terug nie. Die oomblik toe hulle gaan staan, toe staan hy. Toe hulle beweeg hy. Toe hulle gaan staan, toe gaan staan hy. En dis iets wat ek dink in ons dag verskriklik belangrik is. Hy bly teenwoordig by hulle. Dit is wat ons moet onthou. Hulle het probleme, hulle het vrae, hulle het nie antwoorde nie. Maar Jesus bly daar. Dis 'n kuns, dit is 'n lewenskuns om by iemand te bly staan. By daai ou te staan oor by wat nou vir hom belangrik is. Jy weet, ons is baie swak luisteraars en ek sluit myself daarbey in. Ons jy vertel vir my van jou groot probleem, maar ek luister na jou, maar ek formuleer al my antwoord wat ek vir jou kan gee. As jy my nou net 'n kans gee. Maar Jesus is nie so. Hy bly staan. Ons gaan nou sê wat gebeur as hy dan die inisiatief begin neem. Maar ons is gelowiges en ons wil mekaar bemoedig. Maar ons moet leer om by mekaar te bly staan. Gelowige woorde, hoe mooi ook al en hoe belangrik ook al, kan te gou gepraat. Kan te gou gepraat word. Ek het 'n vriend, seker die slimste ou in ons klas, Andries Kritsen. As ons praat oor moeilike goed, dan sê hy, die kerk moet leer om dit te doen. Kerk moet leer om dit te doen. En nou die kerk deur die eeue het al baie keer te gou gepraat. Ons het byvoorbeeld stellig verklaar dat hierdie aarde is plat. En wie het hulle verbrand? Was dit Da Vinci of iemand oor hy gesê het is plat? En het mense verbrand. En nou glo niemand dit nie. Want die kerk het nog nie geleer om dit te doen. As van die kerk praat ek nou van my spees, die deel nie so. Ons kan baie gou maklik goed te sê. So dis 'n kuns om te bly staan. Want as jy bly staan, hoekom sal ek by jou bly staan? Want jy het 'n spanning. Jy het 'n gebrokenheid. Nou bly ek by jou staan en dan gooi ek so vroom sousie oor jou probleem en dan beweeg ek aan. Jou probleem word nie opgelos. En as jy mens nou gaan kyk wat het Jesus, hy die heel dag by hulle vertoef. Dit is hoekom ek later 'n huisbesoek so verpes het. Want jy ken jou mense, jy het 'n afspraak van 2 uur, 2:15 moet jy loop, dat jy 3 uur by die volgende ou kan wees. Dit beteken, en mense is so, hulle gooi gewoonlik die goed wat op hulle harte is, na 3:30 is op die tafel. En dan beweeg jy af. En maar wat beteken dit? Die spanning, die gebrokenheid, word nie aangespreek. Jy strooi 'n sousie van 'n teksie en 'n gebed daaroor, is nie
goed genoeg. Die Here Jesus het dit nie gedoen nie. Hy het bly staan. So moenie die moeilikheid ontken of toelaat dat iemand dit wegpraat nie. Moet jy dit ook nie met ander doen nie. Volgende enetjie. En toe, nou lees ons hier. Nou het hulle vertel dat hulle sê, toe sê hy vir hulle wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Dis vir my altyd hierdie sinnetjie is vir my kap my elke slag as ek hom lees, want Jesus wat so sag is. Hy's nog dit is skerp. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het. Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgegee. Jesus vat tyd met die woord en hy lê dit vir 'n dag lank uit. En ja, dit is waar ons hier is. Ek vermoed dat ons almal gaan te maklik met die woord om. Ek vermoed ons almal, as ek 'n teks, 'n verkieslike teksie wat ek kan sê, hierdie hoofstuk, hierdie boek, daai hoofstuk, daai vers sê, en hy moet net so klink of dit my standpunt ondersteun, dan sê ek, daar staan dit. Jy is 'n verlore sondaar, ek is die regverdige. Ons moet daai ding moet ons uitkry. In jou soeke, die gemeente se soeke na die derde in die gesprek, is dit onontbeerlik. Daar moet gedink word. Nie noodwendig gepreek word, gedink word, geluister word, gekou word. Ek het in my voorbereiding vir hierdie preek, ek het daar so 'n dik Hollandse boek op my rak. Die boek se titel is Die Pastor, dis nou die dominee, as reisgenoot. Nou verstaan jy waar kry ek al hierdie goed wat ek sê. Maar daai ou ding wat hy doen, hy sê jy loop, hierdie ou maak 'n afspraak met jou, hy het 'n probleem, dan gaan stap jy met hom. Jy loop 'n halfuur in die veld met hom en jy sê nie 'n woord nie. En na as jy 'n halfuur verby is, dan vra jy vir die ou, jy kom my sien, jy het 'n probleem. En na 'n halfuur vra ek vir jou, het jy vir my 'n woord? Vir my 'n woord. Ek moet nie nou sit daar en dink, jong, ek kan sien sy ou skouertjies hang en so. En ek dink dat Filippense 4:4 sal nou goed wees, verbly jou in die Here. Smile net. Smile a while and give your face a rest. Dit moet ons nie doen nie. En hulle kom by die huis en Jesus maak op die wil verder. Geef my die volgende een, hè? Nee, geef my die volgende een nou. Ja, goed. Jy moet nou na die vorige een toe teruggaan. Goed. Het word aan, Jesus wil verder gaan, maar hulle dring by hom aan. Dis al laat. Kom eers, dit klink so asof hulle goeie boere mense kon wees. Kom eet net gou eers iets. Let wel, en dit is belangrik mense. Nou wat ek nou sê is baie belangrik. Jesus wil ingaan. Hy wou by hulle bly. Want hy wil maak dat hulle hom herken en nou sal hulle ook begin verstaan hoekom ek die tema van die preek verander het. Hy wil ingaan, maar hy het respek. Jesus het respek vir hierdie twee. Al het hulle nie antwoord nie. Hy het respek vir hulle. Hy wil in, maar hy dwing nie. En dit het ek daarom al baie gesien dat onder ons mense, ons maak van Jesus 'n dwingende Jesus. As jy nie nou dit en dat los of dit en dat doen, is jy verlore. Jesus doen dit nie. Openbaring 3:20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en vir my oopmaak, sal ek ingaan en met hom die maaltyd hou. Belangrik, ons kom nou weer by 'n maaltyd uit. Jesus is nie soos, kom ons vat maar Nazi-Duitsland as 'n voorbeeld. Jesus is nie soos die Gestapo wat in die middel van die nag aan jou deur kom en sê aufmachen. Jesus doen dit nie. Hy klop.
as jy hoor, hy wil my dwing, want hy wil vir jou van jou 'n medewerker maak, 'n vernoot in die koninkryk, nie 'n arbeider nie. Ons is nie arbeiders, ons is medewerkers, ons is vennote. Want as ons arbeiders sou wees in die koninkryk, kan ons aandring op 'n minimumloon, kan ons aandring op werksure, dan kan ons CCMA toe gaan. Maar as ons medewerkers is van die Here in die koninkryk wat hy toe wil oorreed, dan aanvaar ek verantwoordelikheid. Goed, gaan vir my terug aan die vorige een toe. Okay, dan word die gas te gasheer. Nou kan sit hulle aan tafel, né? Okay, dis gewone ete, dis nie nagmaal. Jesus die nagmaal eers dink 2 aande van tevore ingestel. Hulle het nog nie 'n woord daarvan gehad en hulle het nou net die Pasga geëet waar die nagmaal kom, so dit hulle sou dit nie weet nie. Maar dis 'n gewone taal, gewone aandete. En daarmee wil ek nou begin met klein mensies, gewone reise, wat gewone etes dit. Jou taal, jou Sondagmiddagete, jou Sondagaandete, jou breakfast, kan 'n geleentheid word wat die Here hom aan jou onbekend maak. So jou tafel ook. En dan wil ek nou hieroor nog iets sê. Daar is eers vrede as 'n mens saam geëet het. Daar was met baie Yasser Arafat en wie ook al eerste minister Israel was, hulle het op 'n stadium 'n vredesooreenkoms gehad. En dwars oor die wêreld was die foto's in die koerante was Bill Clinton, dink ek was dit, wat so staan met die Arabiere en die Israeliete en hulle skud hand. In die wêreld het gejuig, daar's vrede. Daai foto's is nie in Israel die koerante gedra nie. Want die Israeliete sê, daar's eers vrede as jy saam geëet het. So die Jerusalem Post, dink ek, het die foto gedra van waar hulle letterlik met mekaar volgens hulle kultuur brood breek. So daar is nie vrede vir jy nie saam geëet het nie. Nou hoe het hulle omwerk nie? Hoe het hulle omwerk nie? Was dit die merke aan sy hande? Die wyse van optrede? Nee, eerder met die gesag waarmee hy opgetree het. Luister, Jesus ruil dit rolle om. Hy is die gas, hulle nooi hom, hy gaan sit, dan gaan sit hy op die kop van die tafel, en hy sê, kom ons bid. Ek is seker as jy my nooi vir ete en ek gaan sit op jou man se plek, en ek sê sommer, okay, kom ons vra die seun, ek dink jy gaan my nie weer nooi. Maar Jesus doen dit. En as hy dit doen, wys hy vir ons die gesag waarmee hy optree. Hy ruil die rolle om. As Jesus saam met op jou huis wil wees, as jy hom wil herken, moet jy toelaat dat die rolle omgeruil word. Jesus verbreek etiketreëls, dat sy gesag is en geweet, dis as ek nou so bewaar begin het, gewone reisies, gewone mense, wat se moontlikhede is daar vir? Gaan vir my gas word gasheer? Volgende een? Skielik is hy weg, ja. Dis ons weer Psalm. Skielik is hy weg. En toe dis Jesus, waar is hy nou? Hoekom? Is hy klaar met hulle? Nee. Weet hulle nou genoeg? Onthou, hy het die hele dag, hele skrif hulle uitgeleer. Hy kan seker ons sê, maar okay, ek het nou hierdie 2, het ek nou genoeg geleer. Onthou, daar Jerusalem, hulle wag nog daar, hulle wag, Thomas wag nog daar. Ek moet nog by Thomas ook uitkom. Nou om teenwoordig te wees, dit gaan nog steeds oor teenwoordig wees, moet 'n mens ook weg kan wees. Hoor julle wat ek sê? As jy regtig teenwoordig wees, moet jy ook weg wees. Ek gaan 'n voorbeeld uit my eie lewe vat. Dink die laaste grensies wat ek gedoen het in 1909 in Kaap. Kom ons terug en soos met die army is, die vliegtuig is laat of lank, nie 11 uur die oggend nie, ons laat 7 uur die aand. Dit was nou daar by Waterkloof uitstap. Staan my 2 seentjies vir my. En daai
daai vreugde sou nie so gewees as ek nie weg is. As ek nie vir 6 weke hierdie daar. Daarom moet 'n mens in jou lewe hierdie teenwoordig wees en die weg wees, moet jy kan verstaan. Skielik is hy weg. Hulle kan hom laat Jesus is weg want hulle kan hom later weer kry in Jerusalem. Ja. Want hulle hol toe Jerusalem toe en dan lees ons waar ek opgehou het. Ek het opgehou by vers 35. Vers 36. Die volgende vers. Terwyl hulle nog oor al die dinge praat, dis nou die Emmausgangers en die disippels, staan Jesus self met een stad tussen en sê vir hulle vrede. Is dit nie wonderlik? Is dit nie net eenvoudig so wonderlik dat 'n mens dit nie jy kan maar net reageer daarop met 'n lewe van aanbidding. Dit is hoekom ek ook praat van die 12 kilometer afstand van Jesus het 'n heel dag gevat om hierdie 12 te doen. En hulle moet wel ek dink hulle is teen 'n redelike spoed terug Jerusalem. Maar toe is Jesus weer daar. En wat sê hy is woorde? Vrede vir julle. Maar dit is hoekom as ek kan wegraak nou. Jy gaan later weer kans kry om my te sien in Jerusalem. En hulle gaan getuie word van nog groter goed. Later die hemelvaart. En nog 10 dae later die uitstort van die Heilige Gees. So nog 'n skyfie. Ja. Dink as jy laaste ene. Ek het met die preek aan die einde begin. Jerusalem. Die storie en die preek begin en eindig op dieselfde plek in Jerusalem. En nou moet ons gaan kyk fronsende gesigte bedruk na warm harte en vertellende, wonderende na vertellende en nie môre, sommer dieselfde nag. En weer eens toe kom dan weer. Die opstanding is 'n werklikheid. En Jerusalem is nie die einde nie. Want Lukas wat ook Handelinge geskryf het, begin Handelinge met die belofte van die opdrag van Jesus, julle moet my getuies wees in Jerusalem en Samaria, Judea en tot aan die uiterstes van die aarde. En dis hoekom ons hier sit. Want dat mense het dit gesien, geglo en daarmee gehardloop. So, maar ek dink nie, ek so bang julle dink nou, as ek dit nou sê, dan dink julle aan Jerusalem en die oorlog wat nou aan die gang is. Asseblief nie. Asseblief nie. Want alles met die evangelie is baie breër as wat ons met klein verstandjies kan doen. Ek dink die bestemming van ons reis moet ek by Paulus gaan soek. En ek sluit af met Efesiërs 4 vers 13. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk so volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Reis saam met Jesus. Erkenning. Amen. Here onsse God. Dankie. U was vanoggend hier. Ja, u het gekom. En alles wat u gedoen het met hierdie twee doen u doen dit vanoggend met ons, u doen dit elke dag met ons. Nou moet ons maar net ook begin hardloop en vertel. Maar Here, ek bring hierdie gemeente nou in toe op hierdie oggend in hierdie paastyd in hulle besondere omstandighede. En dan wil ons baie graag vanoggend vir Dominee Willem bid. Maar Here, ek ken vir Willem. Hy sal nie wil hê dat ons hom moet uitsonder vir gebed nie. Want Willem is baie bewus van die baie ander siektes en ander probleme wat mense het in hierdie gemeente. Alles wat ek bid vir hom, Here, bid ek vir almal. Maar ons gebed vir die gemeente se herder en leraar is dat hy vir hom sal genees, dat hy hom sal oprig, dat hy sal, jy weet op watter stadium van sy lewe, so naby die aftrede, die planne daar rondom. Here, u hou dit ook in die hande, bestuur dit, bestuur die gemeente, maak hulle baie bewus van die 3 gesprek, van die derde, en
gee dat hierdie gemeente se lig baie helder sal brand as dit die een bo op die toring in die nagte brand. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen.